is ons is dankbaar vir die lekker reetjie. Want ek moet tyd na te maak nie. Here kom dit vir my. Ons gaan vanoggend lekker loof en prys en hierdie diens in die Here oorgee. Kyk wat die Here vanoggend wil doen, waarmee hy ons vanoggend wil verras. Hemelse Vader, ons kom vanoggend. Here, ons sê dankie vir hierdie wonderlike dag. Here, dankie vir elkeen by die tyd uitgekom om te kom na die huis van die Here. Dankie, Here, dat die Gees al reeds hier teenwoordig is. Ons sit in afwagting, Here, om te sien hoe U ons wil verras vanoggend, Here, en wat U wil doen. En vanoggend kom ons, Here, ons bring ons lofprys en ons aanbidding, Here, as 'n offer voor U. Vader, ons weet dit. Here, dit wat U beplan het vandag, Here, kom uit U hand uit, Here. Here, dat daar is niks wat dit sal kan soek onder U dit aan plaas. Ons loof U daarvoor. Amen. Ons gaan volgende. Staan sit. Oh my God.
die tyd vat in ons. Ek kan alles ons onthou wat die Here vir ons gedoen het, ons onthou sy offering. Dit was dat die Here het gesê die nag waar hy verraai is, het hy die brood geneem en hy het gebreek. Ons verklaar ons, hierdie is die liggaam van Christus. En soos ek dit neem, word dit deel van my liggaam. Sy liggaam vernuwe my. Dit versterk my. Dit gee my die hoop vir môre. Dan het hy beker geneem en gesê, dit is die bloed van die nuwe verbond. Neem dit en drink dit. Toe sê hy, doen dit so dikwels, soos wat julle by mekaar kom. So vat jy elke vanoggend, neem die bloed en hou dit by jou. Ons verklaar vanoggend, hierdie is die bloed van Christus. Soos ek dit drink, word sy DNA deel van my lewe. Dit reinig my. Dit heilig my. Dit maak my geregtigheid van God. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons aan U kan vashou. Dankie, Here, dat ons kan weet, Here, U het die prys betaal vir ons. Here, dit was 'n groot prys gewees, 'n duur prys. Here, maar U het dit met 'n blye hart gedoen. Dankie dat ons kan weet vanoggend, Here, dat ons hoop is vas in U en in niemand anders nie. Vader, vanoggend kom ons. En ek vra, Here, dat elke een by die woord vanoggend hoor, Here, dat U die saak in hulle harte sal plaas. Here, dat die Heilige Gees dit sal nagmaak. Dat dit sal groei en vrug dra in hulle lewens. Here, dankie dat U my vanoggend gebruik, net as die spreekbuis. En dat U self vanoggend deel my so. Vra dit in Jesus Christus. Amen. Soos jy jou Bybel hier het vanoggend, dan maak ons oop daar in Markus, in die Nuwe Testament. Ons gaan begin lees Markus 5. Vanaf vers 28 af. So kom dat jy gee, uitkom. Markus 5, vanaf vers 28.
En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. En sy het haar liggaam gemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare te sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en beweeg het, omdat sy wist wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Ek gaan nou so eentjie verder en ons gaan na die boek van Handelinge toe. Handelinge 27. Ons lees daarvan aan vers 18. En hy sê, en terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie lang nie geskyn het nie, en 'n hewige storm ons gedruk het, is uiteindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes aan my geluister het, en nie van Krete afgevaar het nie, en hulle hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my 'n by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus. Jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou voor. Daarom, hou moed, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Amen. En as ons kyk na die twee skrifte, lyk dit nie noodwendig asof die twee helemaal by mekaar inpas nie. Baie mooi byvoorbeeld. Sien ons is al amper vir die eerste week van die nuwe jaar. Miskien om te dink oor die week begin skole, en alles is al aan die gang, besighede is aan die gang, en alles is bedryfig. Niemand rus meer nie. Maar ons is ook in die begin van 'n nuwe seisoen. Nuwe blaadjie. Sien, maar die vraag is, as jy kyk na hierdie seisoen, en jy kyk na die hele jaar wat voor jou lê al, wat is die verwagting wat jy het vir hierdie jaar? Wat verwag jy moet gebeur? Wat verwag jy van jouself af? Wat verwag jy van die Here af moet gebeur hierdie jaar? Nie wat hoop jy? En dis nie van wat wens jy kan verander nie. Dis wat verwag jy? Engels is maar gesê, jy sê, expectation is the breeding ground for miracles. Verwagting is die broeigronde van wonderwerke. As jy nie verwagting het, kan daar nie veel gebeur nie. As jy nie verwag dat iets vandag gaan gebeur nie, of jy wag nie dat iets môre of hierdie jaar gaan gebeur nie, kan ek jou garandeer gaan niks vir jou hierdie jaar gebeur nie. Sien, verwagting skep die atmosfeer. Dit skep 'n spasie waarin God kan werk. Amen. Dit skep vir God 'n geleentheid om te sê hy gaan iets doen. Sien, as jy gaan kyk, wat sê die Woordeboek wat 'n verwagting is, 'n verwagting is 'n Woordeboek sê dis 'n anticipasie, anticipation. Dit is 'n hoop. Dis 'n vooruitsig. Die Woordeboek sê dit is 'n toekomsblik, iets wat jy in die toekoms wil hê. Sien, maar
oortuiging dat goeie dinge gaan gebeur. Amen. Dis daai oortuiging hier diep binne in jou, dat God gaan beweeg. Amen. Dat hy gaan dinge doen hierdie jaar. En dit is nie omdat dinge goed is in my lewe nie. Dit is nie omdat alles dalk maanskyn en rose vir my is nie. Dit is nie omdat dalk dinge sleg gaan vir my. Maar is omdat God op die troon is, Amen. dat 'n verwagting gaan waar. Sien, sonder 'n verwagting het ons nie iets om vooruit te sien. Daar is niks waarvoor ek lewe, as ek nie 'n verwagting het nie. As jy jou jaar gaan ingaan, sonder 'n verwagting vir jouself, sonder 'n verwagting vir jou familie, sonder 'n verwagting vir jou besigheid, vir jou finansies, vir jou kinders, vir jou bediening en jou roeping. As jy hierdie jaar ingaan, sonder om iets te verwag, dan lewe jy net om te leef. Jy gaan maar net aan, soos wat altyd aangaan. Jy leef om te oorleef. Amen. You live only to survive. Jy lewe nie om voluit vir die Here te leef. Gaan maar net elke dag aan soos wat dit gaan. En ek kry party mense wat sê vir jou, maar ek wil nie iets verwag nie. Want as ek iets verwag, dan was ek elke keer seer gemaak. Ek was elke keer teleurgestel as ek iets verwag het. So ek gaan niks verwag nie, want ek wil nie weer teleurgestel word. Sien, dis nie wysheid wat praat nie. Dis vrees wat begin praat. Amen. Daar was 'n man gewees, hy het elke dag by 'n busstop verby gery. En by die busstop het daar 'n seentjie gesit. En eendag stop hy daar so en hy vra vir die seentjie, hoekom sit jy by hierdie busstop? Die bus gaan nie hier verby nie. Die seentjie kyk vir hom en hy sê, maar ek wag vir die bus. Die man sê vir hom, die bus gaan nie hier stop nie. Die seentjie kyk so vir hom weer en hy sê, maar ek verwag die bus. Net om 'n klein seentjie geloof het, hy verwag dat die bus gaan daar kom. Sien, baie mense het opgehou om te wag by God se beloftes. Amen. Omdat dit nog nie daar gestop het nie. Daardie bus het heel moontlik nog nie gestop by jou stop nie. En mense het opgehou om te wag. Sien, maar verwagting kom en hy sê, ek bly op die plek van die belofte. Amen. Ek bly hierso, want God het gesê, hy beloof het. En as God gesê het, hy beloof, dan gaan daar die bus daar so stop. Sien, maar nou hier is die ding probleem met ons het. Ons is so bang vir 'n verwagting, dat wanneer ons 'n verwagting het, dan is ons verwagting baie klein. Sien, maar jou verwagting moet so groot wees, dat dit jou bang maak. Jou verwagting moet so groot wees, dat dit jou op jou knieë dwing. Amen. Jou verwagting vir wat die Here vir jou moet doen, moet so groot wees, waar jy sê, Here, as jy nie ingryp met hierdie ding nie, as jy nie hier intree nie, dan is dit onmoontlik. Amen. If your dreams do not scare you, they are too small. As jou drome jou nie bang maak, is dit te klein. Want dan droom jy nie soos God droom. Dan droom jy in jou eie mens wees. God se vermoë is baie groter, baie meer, as wat ons kan besef. Jy kan nooit groot genoeg droom vir God. Amen. Jou verwagting kan nooit groot genoeg wees. Die oomblik wat jy 'n verwagting het, en jy dit self kan doen, het jy nie God nodig in jou prentjie. As jy daardie selfverwagting, daardie droom wat jy het, self kan bereik in jou eie mens wees, dan jy nie God nodig om jou te help nie. Amen. Maar wanneer wat jou
en jy besef ek gaan nie hierdie ding kan doen nie, dan weet jy het die Here nodig. Jy weet hy gaan moet beweeg. Hy gaan moet deure oopmaak. Hy gaan moet grense skuif. Sien ons, as jy saad plant, dan plant jy saad in verwagting. As jy saad in die grond sit, dan verwag jy iets moet opkom as jy dan met die saad geplant het. Amen. Sien ons verwag as ons saad plant, op saad geplant, 2 weke later wil ons vrugte pluk. Dit werk nie so nie. Granaatboom wag jy 3 jaar voor jy 'n vrug kan pluk op 'n granaatboom. 'n Kokerboom moet jy 25 jaar wag voor jy kurk kan afhaal van 'n kurkboom af. Onkruid 2 weke. So as jy gaan onkruid saai, gaan jy 2 weke wag en jy gaan onkruid pluk. Maar as jy verwagting het en jy plant saad in verwagting, jy plant saad in geloof, dit mag dalk 3 jaar vat, dalk 25 jaar, dalk 'n paar maande, maar op die regte tyd pluk jy die regte vrugte, nie onkruid nie. En net omdat iets lank vat, beteken dit nie dat dit is nie besig om te groei. Dit beteken nie dat God is nie besig om te werk nie. Amen. Sien, daar was 2 boere gewees. En al 2 boere reg langs mekaar, selfde grond. Een plant sy hele land vol. En hy vat net 'n klein sakkie saad en plant dit. En toe oestyd kom, toe kerm en kla hierdie een boer en hy sê, maar ek het so klein oes gekry. En die ander sê vir hom, wie wat? Jy het geplant wat jy verwag het. Jou saad wat jy gesaai het jy in verwagting gesaai. Ek het 'n groot oes verwag, so ek het groot gesaai. Ek het groot gedroom. Ons oes, die vrugte wat ons pluk buite, alles word gekoppel aan wat ons verwag. Amen. As jy appelbome gaan plant, dan verwag jy om appels te pluk. Jy gaan nie verwag om 'n peer af te pluk van 'n appelboom af. Sien, God is so goed dat hy kom en hy gee in die Bybel vir ons versekering van sy beloftes. Hy gee vir jou 'n versekering dat as jy 'n verwagting het, sal dit gebeur. Amen. Ek kom na Spreuke 23 vers 18, hy sê, jou hoop sal nie afgesny word nie. Die 53 vertaling sê, jou hoop sal nie verydel nie. Ek moes gaan kyk wat beteken verydel. Jou hoop gaan nie afgesny word nie. Amen. Dit gaan nie weggaan nie. Jesaja 49 kom en sê, die wat op my wag, gaan nie beskaam staan nie. Hulle wat in die Here wag, sal nie beskaam word nie. Hulle wat in die Here 'n verwagting het, sal nie teleurgestel word nie. Psalm 62, hy sê, my verwagting is van hom. Dawid het gesê, dit wat ek verwag, is van die Here af. Nie uit myself uit. Nie wat my familie vir my wil hê. Nie wat die wêreld vir my wil hê. Dit wat ek verwag, kom van die Here af. Amen. Sien, en met verwagting is daar baie groot verskil om verwagting te hê en om geloof te hê. Geloof sê, ek glo God kan 'n ding doen. Verwagting sê, ek weet God gaan dit doen. Jy kan geloof hê sonder 'n verwagting. Jy kan glo dinge, maar jy kan nog steeds sonder 'n verwagting sit. Amen. Maar as jy verwagting het, moet jy geloof hê. Amen. Jy kan dit nie sonder gaan nie. Sien, 'n verwagting is nie positiewe denke nie. Dis nie hierdie happy-go-lucky denke wat mense sien nie. 'n Verwagting is 'n selfversekerde oortuiging dat God sal optree. Amen. Dis daai oortuiging hier diep binne in jou dat God gaan
is ons moenie ons verwagting beperk met ons verlede nie. Baie van ons het al in die verlede verwagting gehad. En dan gebeur dit nie. Baie het al 'n verwagting gehad en gesê, Here, ek het al probeer. Ek het probeer om te hoop vir 'n ding. Ek het probeer om te glo die hele tyd vir hierdie ding. En dan sê, maar dit het nie gewerk die laaste keer. So hoekom moet ek dit weer doen? Hoekom moet ek weer iets verwag en dan gaan ek alweer teleurgestel word? Sien, maar die ding is, die woord maak het duidelik en sê, ons is 'n mede-erfgenaam van Christus. In ander woorde, ons moet nie tevrede wees met enige iets minder as wat die Here vir ons wil gee nie. Amen. As die Here sê, ek wil vir jou vrede gee, hoekom moet ek met iets minder as vrede tevrede wees? As hy sê, ek wil vir jou joy gee, hoekom moet ek met iets minder tevrede wees? As die Here sê, ek voorsien gesondheid, Amen. hoekom moet ek minder vat? As hy sê, ek voorsien vir jou daaglikse behoeftes, hoekom moet ek minder hê? Hy sê tog, ek sorg vir die mosietjies al buite. En as ek sorg vir die mosies en vir die blomme en vir die diere in die veld, hoeveel te meer gaan hy nie sorg vir ons? Amen. Maar ons is tevrede met die krummels wat van die tafel afval. Ons is tevrede om die minste in die wêreld te wees. Ons sê, ek is die minste, ek is nederig. Ek sal maar tevrede wees met die minste. Nonsens. Die Here wil vir ons gee. Amen. Hy wil vir jou groot verwagting gee. Hy wil hê jy moet hoop vir iets. Hy wil hê jy moet droom vir iets. As hy skrif in die Bybel dat die Here sê, hy sal vir jou gee ver meer as waarvoor jy bid, Amen. of vra, of oor kan droom. Prys die naam. In een van die Engelse vertaling sê hy, far beyond your imagination. Amen. Ver verby wat jy ooit eens aan kan dink. Jou verbeelding kan nie by God se grens uitkom. Amen. Sien, dis dieselfde prinsip wanneer ons kerk toe kom op 'n Sondagoggend. Jy kom kerk toe met 'n verwagting. Amen. Ek verwag die Here gaan beweeg vanoggend. Ek verwag die Here gaan met my 'n ontmoeting hê. As jy hier so instap op 'n Sondagoggend sonder 'n verwagting, gaan jy niks ontvang. Jy gaan net hier so sit, lekker sit, met woord hoor, en jy gaan huis toe gaan. En dit gaan wees soos elke ander dag. En die oomblik wat jy opstaan en sê, Here, ek het vandag 'n verwagting. Ek weet jy gaan iets doen vandag. Amen. Ek weet jy gaan iemand aanraak vandag. Ek weet jy gaan beweeg. Hoekom gaan jou dag nie wees nie? Sien, daar is 'n wet van verwagting. Die wet van verwagting sê dat dit wat jy verwag beïnvloed hoe jy lewe. Amen. Dit beïnvloed hoe jy bid. Dit beïnvloed hoe jy praat. Amen. As ek goeie dinge verwag, dan gaan dit my mond uitkom. Amen. As ek gaan sê, dit gaan nou alweer blou maandag wees vandag, dan gaan dit 'n blou maandag wees. As ek sê, ek het alweer pyn, dan gaan ek die pyn hê. As ek in die oggend daar opstaan in die bed, jy hoor kraak elke been, pop al jou joints. En jy sê, vandag gaan dit alweer moeilik wees. Dan gaan dit moeilik wees. Maar as jy wakker word en sê, Here, ek het vandag 'n verwagting. Prys die naam. As jy hoor pop jou joints en sê, Here, dankie, ek hoor hoe olie jy dit vanoggend. Amen. Hoor hoe smeer jy die grease so bietjie aan my joints. Vandag gaan 'n goeie dag wees. As jy sê, Here, ek
verwag guns, dan sal guns daar wees. As jy sê ek verwag 'n deurbraak, dan 'n deurbraak sal daar wees. Amen. Die deurbraak lyk dalk nie altyd soos wat jy dit lyk nie. Jou prentjie en God se prentjie is nie altyd dieselfde nie. Amen. En ons horlosie en God se horlosie werk ook nie op dieselfde tye nie. Maar dit sal daar wees. Amen. En dan kom die Bybel en hy gee vir ons twee baie duidelike voorbeelde, daar's baie meer, maar daar's twee duidelike voorbeelde wat hy vir ons gee van 'n verwagting. In Markus 5 het ons gelees van die vrou met bloedvloeiing. Sy was siek, al haar geld verloor. Sy het niks oor gehad. En sy het gesê, as ek maar net aan sy kleed kon raak. Nie is aan alles nie. Sy wil net in die ou soem van sy kleed raak. Dit al wat sy wou gehad het. Dis al verwagting wat sy. Haar verwagting was so groot geweest, en gesê, Here, as ek net aan jou soem vat, is ek gesond. Amen. Sien, sy het nie gehoop nie. Sy het verwag. And what you expect is what you reach for. Amen. Wat jy verwag, is die ding waarna jy uitreik. Die ding wat jy wil aanvat. Sien, sy het uitgereik na Jesus toe, met 'n verwagting. Paulus aan die ander kant was op die boot gewees, hy was op pad na die verhoor toe. Hy was in gevangenis gewees en hy het geweet hy moes voor die keiser gaan staan het en verhoor. En daar was 'n verskriklike storm gewees. En mense het paniek bevange geraak en het begin alles oor die skip gooi. Dink as hulle die skip ligter maak, gaan ek die storm oorleef. As ek al my laste afgooi, al die dinge afgooi wat my terughou, dan gaan ek die storm oorleef. Dit werk ook nie altyd so. Kyk, ons gee alles vir die Here. Ons gooi alles weg. Net om te dink ek gaan die storm oorleef. Sien, maar Paulus het vir hulle dit gesê, hy sê, ek glo dat God dit sal laat gebeur soos wat hy dit gesê het. Die engele het aan Paulus verskyn en hom gesê, niemand van julle sal doodgaan. Dis die skip wat sal skipbreek lê. Daar die bootjie waar nie is, gaan nie meer wees. Sy die stukke op die strand optel. Maar jy gaan niks voorkom. Amen. En Paulus het 'n verwagting gehad, omdat die engel dit vir hom gesê het. Sy verwagting was nie in die skip nie. Sy verwagting nie was dat die storm moes ophou nie. Paulus se verwagting was in God se woord. Sy verwagting was in 'n belofte wat vir hom gesê was, dat jy gaan niks voorkom nie. Sien maar nou, verwagting is nie van daai dinge wat prakties gemaak moet word. Ons kan nie net luister na verwagting of weet dink ons gaan 'n verwagting hê en ons maak dit nie prakties in ons lewens nie. Amen. Hierdie jaar, as jy in die oggende opstaan, challenge yourself. Sê vir jouself, ek wonder hoe gaan God my vandag verras. Amen. Ek het 'n verwagting. Sê vir die Here, as jy wag, probeer vandag het ek 'n verwagting dat jy moet my surprise. Ek het 'n verwagting dat jy moet vandag iets vir my doen. Sien, verwagting gaan jou oë oopmaak vir God se hand om te beweeg. Dit gaan jou oë oopmaak om te sien die dinge waarmee die Here in jou lewe besig is. En die dinge wat hy wil hê jy moet doen. En as jy vanoggend sit en jy raak 'n bietjie stil, wees eerlik met jouself vanoggend. Het jy al 'n verwagting vir hierdie jaar? Of loop jy met teleurstellings van die verlede saam met jou heeltyd? Jy is so bang om 'n verwagting te hê, omdat jy in die verlede teleurgestel was.
omdat dit dalk nog nie gebeur het nie. Wees bietjie eerlik met jouself. Het jy dalk jou verwagting al laat gaan? Dis die Here, ek worry nie meer nie. Wat gebeur moet gebeur. Ja, sê Here, ek sal bid hierdie jaar. So my tyd met jou spandeer, maar ek gaan niks verwag nie. Dis bietjie eerlik met jouself. Het jy dalk vir jou verwagting gestel vir hierdie jaar? Maar hy's klein. Hy's nie waar God se werk is nie. Amen. Sien, God vra van elkeen van ons, wat is jou verwagting? Wat wil jy hê? Waarvoor bid jy? Sien, God reageer nie net op nood nie. God reageer op 'n geloofgevulde verwagting. Amen. God reageer wanneer ons wil hê hy moet uitreik na ons toe. Ek sal 1 tree gee, God sal 2 tree gee. Maar God reageer wanneer ons verwag dat hy moet iets doen. Wanneer ons verwag dat hy moet uitreik. Maar vanoggend wil ek vir jou vra, al daai verwagtinge waarmee jy loop van jou verlede, alles wat so stikkend is, wil jy nie actually daai verwagtinge vat en dit vir die Here gee? Amen. En vir hom sê, Here, ek gee al my stikkende verwagtinge vir jou. Maar ek kry 'n nuwe verwagting. Amen. Prys die naam. Ek gaan 'n nuwe verwagting hê vir wat jy hierdie jaar vir my gaan doen. Elke oog gesluit vanoggend. Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons. En ons sit hier so voor die Here. Here, elkeen van ons met ons eie verwagtinge. Here, sommige van ons se verwagtinge is stikkend. Sommige van ons se verwagtinge is klein. Here, sommige van ons het besluit ons wil niks meer verwag nie, omdat ons teleurgesteld was. Here, maar vanoggend wil ons kom en elkeen van daardie stikkende en ou verwagtinge vir U gee. Here, ons kom sit dit by U voete neer vanoggend. Here, maar ons wil verklaar vanoggend, Here, dat ons sal 'n nuwe verwagting hê vir wat U gaan doen vir ons hierdie jaar. Ons wil verklaar, Here, dat ons gaan 'n nuwe verwagting hê om U hand te sien beweeg. 'n Nuwe verwagting, Here, vir my familie. 'n Nuwe verwagting, Here, vir my besigheid, vir my gesondheid, Here, vir my finansies, vir my huis en my kinders, Here, vir my bediening, 'n nuwe verwagting vir hierdie gemeente, Here. Here, ons wil verklaar vanoggend, Here, dat my verwagting kom nie uit myself uit nie. My verwagting kom van die Here af. En Here, wanneer ons verwagting te klein is, vra ek, Here, dat U ons sal herinner. U ons so 'n nudge sal gee en sê, maak dit groter. Verwag meer, want die Here kan meer doen as wat ons verwag. Ons sê dankie daarvoor, Jesus. Amen. So net so 'n paar herinneringe vir hierdie week. Hierdie week is dinge nog rustig. Van volgende week af is dit nie meer rustig nie. Die dames bid hier begin. Nie hierdie Vrydag nie, volgende Vrydag. Hier begin ons weer. Volgende Sondag kerkraad vergadering asseblief na die diens. Ons het baie lank ons vergadering. Ons 'n bietjie gesels weer. Dan
Woordskool begin oor 2 weke, oor 3 weke. 26ste. 25, 26ste begin ons weer met woordskool. Die 18de April. So merk dit sommer nou in jou dagboek, 18 April soos dames teen met Michelle Eybers. So aan die ken gaan kyk op Facebook, sy is van Geel Sterre Bedienings af. Baie oulik. Amazing testimony. Sy het 'n wonderlike profetiese bediening. Sy gaan ons daardie oggend kom. Daardie dag kom bedien. Ons oor 2-3 weke het ons gaan al die vrouens bymekaar kom. Ons gaan sit in vergadering. Besluit dat ons alles reg kry. So begin sommer nou al dink aan mense